Môre gemeente, ek hoop dit gaan goed daar by julle en dat die krisis nie te veel julle belemmer nie. Ek bid regtig net dat dit met julle sal goed gaan. Net ietsiekie kleins wat ek met julle wil deel. Dwars deur die Bybel kry ons 'n paar keer dat mense in soortgelyke situasies is wat ons nou in is, waar hulle paniekagtig is. Ek dink een van my die grootste verhale daarvan is die Israeliete. Moses gaan na die farao toe en hy sê vir hulle, laat my mense gaan, en hy sê net nee. En God stuur dan deur Moses 10 pla en farao laat dan uiteindelik die mense gaan. En soos wat hulle wegtrek, besef farao, maar wat gaan hy doen sonder hierdie mense? Hoe gaan hy verder gaan sonder hierdie mense? Want hierdie mense was sy slawe, hierdie mense was die mense wat vir hom gewerk het. En hy dink by homself, maar ek moet hierdie mense gaan kry en ek is so kwaad vir hulle, ek maak hulle sommer almal voor die voet dood. Intussen het die volk begin trek en hulle staan hier voor die Rietsee, en terwyl hulle daar wag, sien een van die mense, maar hier kom farao aan. So hier staan hierdie mense tussen die twee ongelooflike moeilike situasie. Aan die een kant farao wat hulle kom kry, hulle kom doodmaak, hulle kom vat terug, aan die ander kant die see. Hulle is dus op 'n plek wat dit regtig nie goed gaan nie, waar hulle paniekerig is, waar hulle by mekaar wonder en vir Moses vra, maar hoekom het jy ons nie vroeër hiervan vertel nie, hoekom het jy ons nie net gelos daar waar ons was nie, dan sal ons net daar dood gegaan het, is daar nie genoeg plek om te sterf in Egipte, laat jy ons hiernatoe sleep nie. Hulle is paniekbevange, hulle is in 'n ongelooflike moeilike situasie, want hulle kan nie vlug na die see se kant toe nie, die res van die plek is berge, en hier kom hierdie weermag aan om hulle te kry. En Moses kyk na hulle en hy sê vir hulle die volgende woorde uit Eksodus 14 vers 14, wat ek so hoop julle vandag julle eie ook sal maak, vir die volgende sê, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Wil herhaal, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Nou, liewe gemeente, in 'n tyd waar kalmte half ons laaste prioriteit is, in 'n tyd wat chaos heers, kan ons ook my hoor. Kan ons ook maar hoor, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. En hierdie beteken nie dat ons nou met roekeloos lewe en laat hierdie virus ons glad nie impak op ons gaan hê nie. Hierdie beteken nie dat ons gevrywaar is van enige seer, siekte nie. Hierdie beteken wel, ons het 'n redder, 'n vader, 'n koning, 'n liefdevolle pa in die hemel, wat ons wil vashou, wat vir jou nou sê, bly kalm my kind, ek hou jou vas. Ek sal tot die see vir jou laat skei as dit nodig is. Ek is by jou elke stap van hierdie pad. So in hierdie moeilike situasie, laat ons net soos die Israeliete paniekbevange staan en voel ons kan nie uit nie. Bly maar kalm, want die Here veg vir jou. Die Here is by jou en die Here sal jou nooit alleen los nie. Hy sal die see vir jou tot oop maak. En sy liefde vir jou sal nooit ooit stop nie. Waarom kan ons op hom vertrou? Waarom kan ons weet, hy is die liefdevolle God, die Vader. En ek wil dit net weer eens vir julle lees môre. Eksodus 14 vers 14 wat sê, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Geseënde dag vir elkeen van julle.